Kyk weer is die tema hier. Ons het gearriveer hier in Istanbul. Ons sou by Izmir gedok het, maar as gevolg van verskillende situasies het ons dit nou nie vandag gedoen nie, maar ons is nou 2 dae in Istanbul. So, hierdie stukkie gaan juist oor die gedagte van kyk weer. Ek het nou eendag by die mall se parkeerterrein ondergeparkeer en my motor se agterkant was net mooi in daai blinde kol. Die motor het nogal al die fancy goed wat geluide maak as jy naby iets kom en alles, maar my nie gewaarsku toe ek terugdraai en skuins draai en in daardie pilaar terugstoot nie. Dit was nogal 'n verrassing, want ek het nie daardie perspektief gehad nie. Ek moes eintlik weer gekyk het, want nie daaraan gedink nie. En dit gebeur in ons lewe so dikwels. Toe Moses by die brandende bos kom, toe moes hy weer kyk. Ek wil hier gebruik God hom om vir die Israeliete uit Egipte uit te lei. Hy het nie gedink hy is dit werk nie, maar God trek sy aandag op 'n aardige manier. Ons lees in Exodus 3 vers 2. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. Omstandighede maak jou meer sensitief en soms het jy 'n ander perspektief nodig, soos ons nou hier op 'n bootdek van 'n skip om die wêreld te bekyk en te sien en net uit 'n ander hoek na dinge te kyk, ander kulture waar te neem. Dit maak 'n mens meer sensitief en met waardering vir wat ons het in ons verhouding met God. Kyk weer na jou verhouding met God. Kyk weer na jou omstandighede. Dalk is God besig om deur jou omstandighede vir jou te sê, hier is ek wil met jou werk. Wees jy net gereed daarvoor. Leef geïnspireerd.